Een van die heel eerste wetenskaplesse wat ons geleer het toe ons kinders was, is dan natuurlik die proses wat 'n seiwurm gaan om uiteindelik 'n skoenlapper te word, of 'n mot, of een of ander tipe insek. En hierdie proses, as ek myself nou nie misgis nie, staan bekend as metamorfose, om van 'n een ding te gaan na 'n totale anderste ding. En hierdie is afkomstig van die Griekse woord metamorfoso. Ekskuus, die Griekse raak so nou en dan bietjie moeilik. En Paulus gebruik hierdie woord in Romeine 12, wanneer hy die Romeinse kerke, die huiskerke, aanmoedig om hulle denke te vernuwe. En dit is die woord wat ons dan nou gebruik om metamorfoso te vertaal. Om te sê, maar wanneer Paulus praat daarvan, praat hy van ons moet ons denkwyse, die manier hoe ons dink, hernuwe. En dit het my laat dink. Wat bedoel Paulus? Wat sê hy wanneer hy hierdie woord gebruik? Hy sê, wanneer ons leer van God se woord, wanneer ons God inneem, wanneer ons toelaat dat God se woord, dat die Bybel met ons praat en toelaat dat dit 'n impak in ons lewens het, dat die manier hoe ons na die wêreld kyk, dat die manier hoe ons dinge doen, dat die manier hoe ons optree, stadig maar seker begin verander. Van 'n seiwurm, van 'n wurm, uiteindelik na iets totaal onherkenbaar. Totaal iets heeltemal anderste. Die vraag is, in vandag se wêreld waar ons gebombardeer word met 24 uur nuussiklusse, met sosiale media, met kuberintelligensie of AI en die wêreld wat van ons meer aandag vereis en om meer te fokus op wat in die wêreld aan die gang is. Laat ons toe dat die woord van God ons gedagtes verander. Laat ons toe dat die woord van God met ons harte werk, met ons denkwyse werk, dat dit werk met die manier hoe ons doen. Of is dit iets wat ons gryp in 'n tyd van nood, of vir mekaar sê, die dominee het op 'n Sondag so mooi preek gepreek. Laat ons toe dat die Gees van God in ons werk. Is die Gees van God sentraal in ons denkwyse, sentraal in die manier hoe ons na die wêreld kyk, sentraal in die manier hoe ons in hierdie wêreld te werk gaan. Jy sien, want dit is metamorfe, is om van hierdie een ding te gaan na iets totaal anders. En die katalisator, die ding wat daardie verandering, die ding wat daardie proses teweegbring, is die Bybel, is die woord van God, is die Gees van die Here. So hierdie week, in steede daarvan om op sosiale media of op TikTok te bly, gaan, lees jou Bybel en vra jouself af, wat vereis hierdie gedeelte van my? Amen. Baie dankie dat jy die tyd geneem het om hierdie video te kyk. En ek wil jou vra, as jy van hierdie video hou, gee vir ons 'n like. As jy meer van hierdie tipe video's wil sien, subscribe tot ons YouTube kanaal, en as jy nie saamstem met wat ons sê nie, comment hieronder
waar YouTube vir jou geleentheid gee om dit te doen. As jy 'n geloofsgemeenskap soek, as jy saam met iemand wil worstel oor wat in die Bybel staan, nooi ons jou dan nou ook uit om saam met ons elke liewe Sondag die woord van die Here te hoor, maar met die wete dat jy dit moet gaan verkondig. Tot ons mekaar weer sien. Totsiens.